Goeiedag almal. Een van die Beatles, John Lennon, het 'n solo-loopbaan begin en in 1971 het hy sy tweede solo-album met die titelsnit Imagine vrygestel. Nou hierdie lied was 'n groot treffer en is vandag nog steeds 50 jaar later baie gewild. Die lirieke van hierdie lied weerspieël duidelik die algemene sekulêre, humanistiese denkwyse van die wêreld. Daardie denkwyse om verder en verder van God af weg te beweeg. Die woorde van hierdie lied klink so: Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Jy weet, sedert die sonneval sien ons in die Bybel hoe die mens wegbeweeg van die Here. Die mens poog gedurig om die werklike bestaan van die Here God se krag en sy teenwoordigheid met allerlei verbeeldingsreise van wêreldse persepsies en ideologieë te vervang. Gehoorsaamheid, liefde, morele waardes word bloot geïgnoreer. Maar weet jy wat, dit is nie verbasend nie, want dit is die direkte gevolg van sonde. 1 Korintiërs 2 vers 14, mense wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge wat uit sy gees kom nie. Hulle dink hierdie dinge is dwaasheid en hulle kan dit nie verstaan nie. Maar hoekom verstaan hulle dit nie? Want die woord gaan verder dan, hy sê, want dit kan net verstaan word met die hulp van die gees van God. Dink net daaraan, die neiging om teen die Here te rebelleer is eintlik al wat verlore mense ken en wil doen. En alhoewel dit tragies en vernietigend is dit egter meer tragies wanneer die kinders van die Here teen hom rebelleer deur nie aan hom gehoorsaam te wees nie. Die Here het nog nooit dinge verbied wat goed is vir ons nie, maar hy beskerm ons ook deur reëls neer te lê wat die grense vir ons gedrag en motiewe aandui. Want sonde is eintlik grensloos. Jy kan doen wat jy wil, met wie jy wil, waar jy wil en hoe lank jy wil. En feit bly staan, dit is eintlik baie eenvoudig vir almal, gered of verlore, om teen die Here se wil, teen sy plan en buite sy grense te leef, want sonde is grensloos. Die leiding en die wil van God is belangriker as ons eie opinies, en wanneer ons teen sy wil rebelleer, dan is ons op die verkeerde pad. Jy weet, die skepingskrag van God en die bestaan van ons God is nie net bloot verbeelding nie, dit is 'n werklikheid. Om die Here te volg en om altyd gehoorsaam te bly aan hom is nie maklik nie. Daarom sê die Bybel, trek die volle wapenrusting van God aan. Godheid is nie imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above is only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Wat 'n verrassing. Wag nie op die mens wat hierdie verbeeldingstog vasgryp en daarop voortbou in die toekoms nie. Want die Here God is 'n werklikheid.